Dani Botha het onlangs baie kritiek ontvang, omdat hy voorspellings maak dat die wegraping nou gaan gebeur in 23 September 2025. Kom ons kyk wat hy te sê het. Ek wil tog net in die begin noot net sê, al my boetas wat so praat teen my en wat sulke goed sê van my, ek is vir julle nog presies net so lief soos ek vir julle was. Almal, elke een van julle. Ek voel niks in my hart kwaad of grudgingly teen julle nie. Ek is vir julle baie lief. Al wat ek net in vreeslike liefde vir julle wil vra is, 'n profeet word gejudged, word geoordeel aan die woord wat moet uitkom of nie. Kan julle nie net wag? Sal julle nie net geestelik volwasse genoeg wees en my bietjie genade gee om net te wag tot die 23ste en die 24ste en dan te sien, het God gesê of het hy nie gesê nie. Dis al wat ek vra. En ek seën elke een van julle. Miskien is dit geestelik volwasse om nie voorspellings te maak van die wegraping en die hele wêreld op hol te jaag nie. Jy weet, miskien. My vraag aan jou, die kyker, is, moet ons hierdie mense begin aanspreeklik hou vir wat hulle sê? Die rede daarvoor is, elke jaar kom die datum en gaan die datum, maar die groot probleem vir my persoonlik is, hulle sê vir jou, Jesus het aan hulle verskyn, en vir hulle gesê, hierdie is die datum. Hulle sê vir jou, God het vir hulle gesê, hulle sê die Heilige Gees het dit aan hulle openbaar, hulle sê hulle drome en visioene gehad en almal hardloop nie daarmee. So jy kan glad nie nou hierdie persoon question nie, want hy het ons nou by God gehoor. Maar nou kom die datum en dan gaan die datum. En hierdie persone verdwyn net soos mis voor die son. Ons moet die mense begin merk wie hulle is, wie die voorspellings maak, en dan na die 25 September moet ons hulle avoid. Want die Bybel sê duidelik dat daar is baie valse profete in die wêreld en ons moet hulle vermy. En een teken van hierdie valse profete is, hulle gaan sê, kyk, daar is die Here. Kyk, daar is Jesus. En dan is hy nie daar nie.